gaan oor feeste. Kyk, wanneer jy 'n goeie oes het, dan wil jy fees vier. Is dit nie waar? En ek meen, Witstrand en Heidelberg en baie gemeentes in die land waar daar plaaswyke is en daar kom oeste in, dan word daar dankdienste gehou. Dit is feeste. Ek wil afskop met 'n teksgedeelte uit 1 Korintiërs 5 vers 8. Paulus sê, laat ons dan fees vier. Dit beteken eintlik, laat ons elke dag fees vier. Die lewe is 'n fees. Nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Hy verwys terug, want dit is wat 'n mens doen in 'n feestyd. Jy dink terug aan wat die Here gedoen het, nie? Die nagmaal van Jesus byvoorbeeld. Dit is 'n fees. Daarom sê Jesus ook, doen dit tot my gedagtenis, my herinnering. Dink aan my, dink terug wat ek vir julle gedoen het. Groot volksfeeste, dink terug in die verlede. Nou, hier verwys hy na die uittog uit Egipte en toe hulle gereed gemaak het en hulle het die paaslam geslag, die bloed aan die kozijne gesmeer, dat die doodsengel hulle oudste kinders verbygaan en nie brood wat gesuur was en wat moet op suurdeeg gehad het, want dit vat lank om te reis. Dit was 'n geloofsbelijdenis wat hulle daar eintlik gehad het van God wil sê, ongesuurde brood, so vinnig as moontlik. So vinnig as moontlik. En dan kom Paulus en hy trek dit nou verder deur en hy sê die suurdeeg wat hy praat op ander plekke, die suurdeeg van die fariseërs, die skynheilige leiers, geestelike godsdienstige leiers. Hy sê, raak ontslaaf van die suurdeeg, onsedelikheid, sonde, alles wat teen die wil van God is. Ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Skoon gewas deur die bloed van Jesus. En die Heilige Gees wat ons steeds elke dag rein maak, maar ons sonde gedoen het, onsself contaminate. Dan wil hy ons weer laat deel wat Jesus gedoen het om ons skoon te was van ons sonde en die waarheid. Nou weet ons, Johannes 14 vers 6, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Nou dit is nie so maklik nie. Dit is nie so maklik nie. Dis maklik om te sê, die lewe is 'n fees. Ek hoor dit gereeld by mense. En dit is nogal vir my lekker om te vra, hoekom? Maar is daar nooit iets in jou lewe wat swaar is? Is daar nooit iets wat sleg is? Negatief. Hoekom sukkel ons dat die lewe 'n fees moet wees? Dat ons blydskap sal hê en God sal loof en prys, dankbaar lewe, geniet wat die Here ons gee. Want ons is te negatief. Ons fokus te veel op die negatiewe, behalwe sonde in ons lewe, maar probleme. En dan is daar goed wat ons so vasvang. En dit hou ons terug. Hebreërs skryf, die skrywer sê, laat ons elke las af lê, ook die sonde wat ons maklik verstrik. Hier is nou 'n ligte storieetjie, maar net om vir julle te wys hoe 'n mens heeltemal kan fikseer. En dit kan enige iets wees, enige iemand wat jou terughou om ontevrede te wees met wat jy het. Julle manne wat baie minder hare het, is julle happy met dit? Moet dit nie 'n skenking maak? Okay, is dit?
hairy affairs. Ons het baie keer 'n bad hair day. Nee, dames? Dat as hulle waarteen ons is blind staar, nee, en dan shock die negatieve jou. Daar is vir al die manne minder rare. Ja, schön. Hy lief is jou kleur. Amper. Okay. Feeste, vir die wat kleurblind is. Feeste. Israel het ontsaglik baie feeste gehad. Dit weet julle. Gaan 'n bietjie agter in jou Bybel, daar is van die Bybels, dan sal ons so alfabeties 'n lys van verskillende woorde in die Bybel. Dit was 'n spesifieke uitgawe. Gaan lees 'n bietjie, of gaan Google, Israel se festivities, hulle feeste. Ja. Nou, op 'n plek kom Paulus, dan sê hy, onthou hulle net, ons hoef nie al hierdie feeste te hou nie. Want dis die skaduwee. Dis die skaduwee. Jesus is die werklikheid. Jesus is die werklikheid. Ek wonder of al daai feeste vakansiedae was, want dan was hulle erger as Suid-Afrika, dis beseker. Feeste. Wat se feeste het ons in kerk? Paasfees. Pinkster, dis 'n feestyd. Kersfees, verseker het nou later gekom, 'n reaksie teen die heidense fees van die Sol Invictus, die onverwinnelike god, die songod, en toe het keiser Konstantin gekom hier in 300 na Christus en gesê nee, 25 Desember, toe die songod aanbid is, as die belangrikste god. Dit is nonsens, daar's net een ware God en Jesus Christus is ons hele verlosser en God. En ons gaan 25 Desember geen son aanbid nie, ons gaan Jesus aanbid. So moenie 'n issue maak van wanneer Kersfees nou was of wanneer Jesus gebore is, maak nie saak nie. Dit is 'n geweldige, magtige geloofsbelijdenis dat ons Kersfees vier. Want dit kom uit daai geskiedenis, die wys heen toe afgode aanbid is. En die eerste Christene het nie nonsens gevat nie, daai eerste paar eeue. Hulle het net gesê, ons vervang hierdie heidense slegte goed met Christelike feeste. So die Bybel hoef nie alles te noem nie. In die tyd van die Bybel het nou nie Kersfees gehou of
of so 'n Paasfees gehou, en die Heilige Gees is uitgestort op die fees van die Pinksterfees, die Oesfees, en so, nou goed. Nou, daar is feeste wat eintlik maar net parties is. Ek noem dit powerless party poppers. Hulle dink hulle is crackers, soos dynamite party hou en wat, maar dit is maar kragteloos. En dis soos hierdie poppers wat jy kry, die ou goedjies wat jy net so gaan so trek aan, net so, net daai tipe goeders. En dan natuurlijk, al meer, maar al die eeuwe al Bacchus brasserye, nee, Bacchus was in die Bybelse tyd, het hulle gepraat van Bacchus, die god van drank en brasserye. Domies in die oudheid het gelyk van die woord, julle bras, van vroeg tot laat. En ek onthou as ek dominee Kruidel wat gepraat het van bras. En ek het in my lewe nie geweet wat dit is, en toe vraag my ouma, toe sê sy, dis brasserye, en dan sy gehoorende remoere, die dominee van die kansel gesê, ons is so bang gewees, ons wou omtrent nie eens parties hou nie, maar oké, nee, ek sê glad nie, was fout met alcohol nie, want die Bybelse tyd het hulle, die belangrikste by feeste, wat hulle geëet het, en oorvloed geniet het, was die verskillende brode, wyn, selfs 'n tipe bier, wat hulle gehad het, en daai wyn was nie sonder alcohol nie, tog nie val vir daai ding nie, en dan vleis, en natuurlik Bybelse kosse, en so dadels, en olywe, en wat ook al, en so, maar, ongelukkig deesdae, dis iets waarvoor ons regtig moet bid, rondom skole, universiteite, en baie mense, mens kan regtig 'n lekker party hou, sonder om jou dronk te sip, en om die dinge aan die gang te kry, en aan die gang te hou. Maar ek sê glad nie, alcohol is verkeerd. Sommige mense is geheel onthouers, ons respekteer dit. Om een of ander rede gebruik hulle nie alcohol nie, ons respekteer dit. Weet jy wat die Engels vir geheel onthouer is? Ja, teetotaler. Dis 'n moeilike woord hoor. Ek onthou in matriek is dit vir ons gevra. What is the English, wel was die Engelse vraagstel, what do you call a person who uses no alcohol? En ek dink nie dat ons een wat dit geweet het nie, ek het dit geweet nie. Maar dit het daar gelaat, om dan feest te vier, was 'n celebration, 'n viering, vir die wat lewend is, 'n celebration, 'n viering. Die erediens is 'n celebration. 'n viering. Ons het al 'n groot woorde wat ons deur die dekades gebruik in die kerk, liturgie en homilie en wat. Toe ek deur die Nisa geswat het, my doktersgraad gedoen het en sielkunde en praktiese teologie, het hulle hierdie woord gebruik. Was die enigste universiteit in daai tyd wat in die teologie gepraat het van 'n erediens as 'n celebration. Die viering van God se grootheid en wat God doen. Dit is my ongelooflike mooi woord. En daarom wil ek wil nie praat van 'n begrafnis, 'n roudiens nie. Daar is natuurlik rou in. Maar wat ek hier gekry het in Heidelberg en Witstrand is die woord troostdiens. Troostdiens, ek hou daarvan. Maar dit is ook 'n celebration. Celebration van iemand se lewe. Leef so
dat wanneer jy sterf, jou diens 'n celebration sal wees en mense wel goed sal kan sê, kinders en vriende en familie, goed sal kan sê wat celebrate, dat mense sal kan sê, maar hierdie man of vrou, of selfs die kind se lewe was 'n fees, 'n fees. Leef so, daar nie net 1 of 2 persone in jou diens is nie. En dat daar 'n klompie sal kom, hoor. Jesaja vers 13. God was baie krities wat betref Israel se feeste, want dit het net uiterlik geraak met die tyd, net uiterlik. Ek gaan net daar so 'n versie wat lees, daai vers 13. Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskeid aan julle wierookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae. Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Onreg is geweld, misdaad, mense te nakom. Aan die een kant, ek is 'n gelowige, maar en dit is vier fees en alles, maar aan die ander kant onderdruk ons mense, leer om weer goed te doen, vers 17. Laat reg geskied aan die weeskindes, behartig die regsaake van die weduwees. Dit was dwars deur die Ou Testament. Selfs in die Nuwe Testament deur Paulus, dat armes nie afgeskeep sal word nie, dat mense wat swaar kry, in nood nie verder vertrap sal word nie. Feesvier het altyd te doen gehad met om te gee vir ander, om te gee vir ander. Dis kom die nagmaal. Die nagmaal is 'n fees. Hulle het die Sabbat het verval. Moenie die woord Sabbat gebruik nie. Ons vier nie meer die Sabbat nie. Die Sondag is nie ons Sabbat nie. Dit het verval. Dit was die Saterdag. Die Christene, die eerste Christene, reeds in die tyd van die Bybel lees ons die Sondag by mekaar kom. Hoekom? Opstanding. Omdat Jesus opgestaan het. En toe gaan hulle, en dan vroeg kom hulle by mekaar. Dan bid hulle. En hulle het die apostels se briewe gelees. En daar was preke. En daar's ouens wat in die slaap geraak het, soos vandag op aan. Ons lees nou Handelinge, daar was 'n ou wat in die vensterbank gesit het, en toe het Paulus, ja, ek dink dit was Paulus, net te lank gepreek, of Petrus, en toe val hy uit. Ek kan nou nie eens onthou of hy dood is nie. Ek dink net maar die voorbeeld. Dan soek ek 'n bietjie. Nee, en het elke Sondag die nagmaal gehou, of die liefdesmaal. Dan het die armes gekom, en daar's vir hulle kos gegee, en het nagmaal gehou, brood en die wyn. Paulus raas in Korintiërs, hy sê, en dan gebruik hy in die Grieks die woord, hy sê, dit is skrikwekkend, julle vreet die kos van die armes op. Dis die woord wat hy gebruik, vreet. In plaas van vir hulle te sorg. En daarna, is hulle onderwerp moet sê, daarna het hulle werk toe gegaan, of na die Colosseum toe, waar ek al, en na die vertonings en die whatever daar was, wat aangebied is. Ons het nie kerk vir 'n leeftyd aangehou, met niks op 'n Sondag doen nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Maar die lyne wat deurgaan is, spesifieke tyd aan God spandeer, meer tyd aan God, byeenkomste. Daai lyne gaan deur in die Nuwe Testament na ons te vandag, by mekaar. Erediens, die Hebreërs moenie die onderlinge samekomste afskeep of verwaarloos nie. En op 'n Sondag spesiaal meer aandag gee aan arme mense, aan die kerk se dinge. Maar dit daar nooi my aan preek vir julle oor daai verandering wat kom. Jesaja 25. Ek gaan dit lees nadat ek die punte gegee, want dit vat vir my al die punte saam van wat 'n fees behels. Julle kan se maar opsoek, Jesaja 25 vers 6 tot 10. En dan gaan ek vir julle sê wat is die elemente van 'n fees? Dwars deur die Bybel, ook nie in die Nuwe Testament.
En as ons sê die lewe is 'n fees, dan moet al hierdie dinge in ons lewe wees. Nommer 1, saam met ander. Jy vier nie alleen fees nie. Ek wil amper sê, as dit jou verjaarsdag en jy wil voel dis 'n fees, nooi maar 'n paar mense en sê elkeen moet maar iets bring en maak dit 'n geestelike fees. Daar's mense wat weens godsdienstige redes, ek weet die Messiaanse Christene wat sê nee, verjaarsdag is boos, Kersfees is boos. Come on man. Kyk, die reality wat het my kind altyd gesê, so negatief en so teen alles. Saam met ander. En dat dit sal wees, dat ander altyd die prentjie sal wees, wanneer ons fees vier. Bazaar, kermis, wat ook al. Ek kan dit nie vat. Dit maak my seer geestelik, wanneer daar kermis is. Daar bly 'n klomp kos oor. Dit word weer verkoop na die tyd, die weke op of wat. Kan ons nie maar dit wat oorbly vir die armes in die dorp vat nie? Heidelberg, Slangrivier. Want as die Bybel praat van Israel se feeste, dan moes die ander volkere wat God nie geken het nie, moet kom. Hulle is genooi, want dan is hulle gesê, kom kyk hoe lyk dit waar die lewende God is. Ok, 'n fees het beteken oorvloed, die beste. En as sommige nie oorvloed gehad het of die beste nie, dan het hulle gedeel onder mekaar. Hoe lyk hierdie Bybelse ete wat gehou word hierso? Elkeen bring iets van wat geëet word. Hulle was nie gelukkig dat ek springpanne wou bring, wat gaar gedraai is met heuningolie, Johannes die Doper, maar dit was daarom nog nie stapelvoedsel nie, okay, nie. Net jou sommer. Wag, dis wonderlik. En dan eet jy van dit wat jy nie gebring het nie, die anders in ons deel. Oorvloed, ek het al dit nou genoem, ons is nie geestelike bedelaars nie, gisterand genoem, en dan die beste. Die beste. Want God gee vir jou die beste. God gee vir jou die beste. Vreugde om dankie te sê. Lof, blydskap, God loof en prys. Dankie sê. Sou jy nou dadelik vir 5 dinge in jou lewe om dankie sê? Vandag. Sou jy kom? 10 dinge. Ek lees nou weer 'n artikel, geestelike artikel. As jy die oggend wakker word, sê dankie vir 3 dinge. Moenie elke oggend vir dieselfde goed nie. Maar as dit nou is dat jy elke nag 5 keer moet hardloop badkamer toe en jy het 'n nag geskiep, dan sê jy dankie. En as jy 2 nagte, 3 nagte geskiep het, dan mag jy maar weer vir dit dankie sê. Dis fantasties. Nee, enigiets. Dat jy lewe, dat jy asemhaal. En in die aand weer. Natuurlik is boonbehalwe die gebede wat ons bring, nie. Ons gebede is offers. Ek vra daaroor môre aan. Vreugde, dankie. Hoe lyk dit met die vreugde en die dankie in jou lewe? Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here. Nie allerlei dinge nie. Dit ook, God gebruik allerlei dinge, en hy gebruik geld, en hy gebruik wat ook al om ons lewe blydskap te gee, en opgewondenheid, en wat ook al, maar die belangrikste, hierdie is my persoonlike grootste joy, as my niks lekkerder, as om met mense fees te vier in die woord, om die woord te eet en te verteer. Dis die joy in my lewe. Daar's al hoe meer jong mense en kinders, al hoe meer wat nie meer Bybel lees nie, al hoe meer huise. Feeste het gegaan oor verhouding tussen God en mense.
Daar was daar so baie vernuwing van die verbondsooreenkoms. God kom en sê, kom julle, ek wil vir julle lief wees, ek wil vir julle sorg, ek wil vir julle gee, maar dan julle kant van die ooreenkoms, kontrak, verbond, leef vir my voluit, leef voluit, wys in alles, en wees lief vir ander. Deel my liefde uit, my sorg, my vergifnis, my hoop, wat ook al. Verhouding, intieme verhouding gesê, nee? Intieme verhouding met God. Dis hoekom God, en almal sê dit ook. Ek wil nie julle feeste hê nie, dis net uiterlik. Alles is daar, alle elemente, maar die hart is ver van God af. En dan feeste het gegaan oor om die negatiewe te oorwin. Om die negatiewe te oorwin. Hulle het dit geselebrate. Oorwinnings oor vyande, of pes wat uitgebreek het, of misoeste, en dis oorwin, dit het weer beter gegaan, om die negatiewe te oorwin. Gaan dink daaroor, gaan kyk weer daarop. Feeste, dit is uiters belangrik, om God te erken, en hom te verhef, groot te maak. Hy was die belangrikste, wat 'n fees betref. Ek wonder wat dink God van ons Kersfeeste. Ek is nie teen geskenke nie, solank ons regtig net baie duidelik seker word, dat ons kindertjies en kleinkindertjies en almal vir wie ons geskenke gee, weet, maar Jesus is die grootste geskenk, en dis hoekom ons geskenke gee. Ek skrik oor Kersfeestyd. Sê nie maar net God moet skielik net kom en oor hoe winkels dit vier en wel selfs in die kerk oor die wêreld. Wat sal hy sê? Wat sal hy sê? Nee. Feeste wys heen en feeste sê kyk terug onthou. Soos die nagmaal wat ek sê en sê wys heen na Jesus, na wat God gedoen het. Israel het onthou, Nuwe Testament het onthou wat God gedoen het. Paasfees, Jesus wat gesterf het, sy opstanding. Pinkster die Heilige Gees wat gekom het. Wys heen, wys heen. Het gaan nie oor die fees in sigself nie. Sien net 'n jolly party nie. Dis 'n geweldige jolly party wat heen wys. Wat heen wys. Kyk terug. Onthou. As dit sleg gaan met jou, gaan kyk in jou verlede. Waar het God jou gehelp? Wat het jou gehelp? Dit gaan jou optel. Nou want dan kan jy sê, as hy dit daar en daar gedoen het, kan hy dit weer doen. Gaan na mense toe wat swaar kry en sê, dis verby, daar's niks oor in my lewe nie. En soek saam met hulle, grawe. Sê, nee, ek loop nie uit jou huis voordat jy vir my sê, waar in jou lewe het God jou gehelp, daar gaan iets wees. Dan bou jy daarop om te sê, maar hoekom kan daar nie nog wees nie? Want wat ons gesê het, nee, die eerstelinge en die res, daar sal weer goeie dinge wees. Feeste beteken om lewend te hou. God se naam lewend te hou. Om fees te vier, die Latynse woord celebrare, jy kan hoor nie, celebrate, celebrity. Wat is 'n goeie woord vir celebrity? Iemand wat 'n celebrity is? Glanspersoon. 'n glanspersoon. Of so, maar ons praat maar meestal die tyd van celebrities. As jy nie 'n celebrity is nie, as almal jou vergeet het. Ek weet Amanda Strydom sing 'n lied, as niemand van jou weet nie, is niemand van jou hoor nie. Dis jy alleenlik, jy en die groter sorge gaan van self verby. En dan is dit wonderlik vir haar in daai lied, was in 'n tyd toe sy baie swaar gekry, depressie.
Dis Koos Doep se liedjie. Dis Koos Doep se lied, ja. Ja, maar sy het dit ook gesing. En juist net toegepas na haar lewe. Sy baie swaar gekry. En gedink het, as jy isoleer en alleen is, en niemand nodig het nie, dan is jy happy. Nie alleen nie. Asseblief nie. As jy heeltemal vergeet is in die lewe, die Fariseërs was nie celebs nie, hulle was witgepleisterde grafstene en geraamtes. Iemand wat vergeet word, 'n celebrity, 'n akteur, wat ek al, wat maar net, dis verby, is 'n has-been, 'n nobody, vergete, onbekend. Ons sal dit lewe dat Jesus nie 'n has-been is nie. Hy is nie 'n nobody nie, hy is die een in ons lewe. Ons het hom nie vergeet nie, ons moet lewend hou in die wêreld. Hy is nie onbekend nie. Ja, by baie mense, ons moet hom bekend maak by mense in ons eie lewe, ons nageslag, lewend hou. Jy is celebrities. Ons is nie has-beens nie. En as ons mooi goeie dinge oor mekaar vertel, ja, ons kan dit oor mekaar, maar vertel net 'n bietjie goeie dinge, mooi dinge. Die lewe elke dag is 'n fees. Jesaja 25 vers 6. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. Sien julle daar, die celebration, dit is die missions, die sending, om ander in te trek. Die getuienis nie net na binne nie, maar uittrek. Hy wil almal intrek. Die feesmaal met die beste, daar sy net beste oorvloed, om te eet en te drink, goeie kos, geurende wyn, te geniet. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Dit beteken, daar is nie 'n verhouding met die lewende God nie, dis hoekom ek gesê het, 'n verhouding, 'n oop verhouding met Jesus. Die doek is weggeneem. Paulus praat van die sluiers van die gesig af. Oop. Dis 'n God en mens. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig, die negatiewe oorwin. Daar is die negatiewe oorwin. Wanneer ons sterf, sal die dood vir jou vernietig wees. Jy sal ewig lewe. Die trane op almal se gesigte afvee. Of dan al is dit gedeeltelik nou reeds daarvan, maar eendag in die hemel. Of wanneer jy ook al sterf, finaal die trane afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is, die Here dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God. Daai erkenning, daai verhoging van God. Dat mense sal sê, wow, is dit julle God? Is dit hoe die ware God lyk? Ek stel belang in hierdie fees. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered, verlede net terugkyk. Dis die Here, ons het op hom vertrou. In die verlede ook, laat ons bly wees, die blydskap. Juig, omdat hy ons gered het, weer eens die verlede, heenwys, die mag van die Here sal op hierdie berg, sal hier, sal in Witstrand, sal in Heidelberg, sal in Suid-Afrika, sal geopenbaar word, bekend gemaak word oor die wêreld. Dat die wêreld op 'n punt sal kom om fees te vier. Feeste, waar Jesus Christus die belangrikste een is. Amen.